So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die, almal sê die ou vertaling, wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar sodat hulle die ewige lewe sal hê. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed sal hê. As hulle in my glo, sal hulle die ewige lewe hê. Vroeër in dieselfde hoofstuk is Jesus nog in dieselfde gesprek aan die gang. Nikodemus het vra. So daarop sê Jesus vir Nikodemus, luister die pel, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut, as iemand nie 'n tweede keer, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Nou, onthou nou Nikodemus het klaar vra, so Nikodemus vra te vir hom, nou luister, sê bietjie vir my, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is, soos ek en die meeste van julle wat hier sit? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Dis fisies onmoontlik, sê Nikodemus vir Jesus. Jesus het hom geantwoord, dit verseker ek jou. Luister hier, hierdie ding moet jy baie mooi hoor en jy moet hom registreer. As iemand nie uit water en gees gebore is nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit 'n mens gebore is, hierdie fisiese liggaam, is mens. Wat uit die gees gebore is gees, dis 'n ander lewe. So moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut of 'n tweede keer gebore word nie. Weet jy wat, Nikodemus? Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie, en jy weet nie waar hy heen gaan nie. Net so gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nuwe lewe, nuwe geboorte, tweede geboorte uit die gees.